Shabbat Shalom aan elkeen van julle. Ek groet julle in die wonderlike naam van Yeshua ons Messias of Jesus ons Christus. En dis vir my en Natasha absolute voorreg om vanoggend weer saam met jou te mag kuier daar waar jy is. Nou ja, dit is nou vanoggend ons geleentheid om weer rondom die woord van die Here te gaan stil sit en te sien wat die Here vir ons uit sy hart uit toeberei het in die vorm van woord. Nou ja, ek weet, ek kry die idee dat mense 'n bietjie ongeduldig raak in die sin van dat hulle voel dat ek gee net aanvallende boodskappe, dat dit boodskappe is wat hard is. Nou ek wil vir u sê dat ek het nie 'n boekie wat ek gebruik om te blaai na bladsy 20 toe en op daardie dag moet ek daardie boodskap aflaai en dit is wat, nee, ek vertrou op die Gees van die Here om my te lei, om die boodskappe te gee wat gegee moet word. So ek, na vandag sit ek stil en ek is wees rustig en dan begin ek al klaar bid. Here, wat is die volgende boodskap vir die volgende Sabbat? Wat moet ek vir mense vertel? Wat is die boodskap wat u deur my wil werk? En so ek wil vir u sê dat hierdie boodskappe wat ek aflaai is nie boodskappe wat ek omdat ek vir Piet sien iets doen het of vir Koos sien iets doen het of vir Sannie iets sien doen het en nou gee ek hierdie boodskappe nie. Ek sien hierdie is 'n algemene ding in verskynsels in ons wêreld en dan vra ek vir die Here, Here, wys vir my wat is daar om te sê oor dit sodat ons onsself kan in lyn kry met die Here. Ek wil vir julle sê, dit is nie 'n saak waar die Here moet nou by ons kom staan en hy moet begin doen soos ons doen nie. Ek wil vir jou sê, dis eerder 'n saak van ons moet by die Here begin staan en vir hom vra, Here, hoe kom ons weer in lyn met u? Hoe wandel ons in u Gees? So ja, hier is my boodskap vanoggend. Ek hoop daai prentjie beteken vir jou iets. Ek hoop jy sien hom en ek hoop jy het klaar 'n idee waaroor ons gaan gesels. Maar voordat ons gesels, kom ek en u bid saam. Abba Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek pleit by u, Here, terwyl ons die onbekende ingaan van volgende week, vra ons u, Here, om by ons te kom staan, Here, om ons geestelik weer te lei, sodat ons kan wandel in die plek waar u wil hê ons moet wees, Here, dat ons nie benoud sal wees nie, dat ons nie angstig sal rondkyk nie, maar dat ons sal weet dat u ons God, ons verlosser en saligmaker, is by ons en met ons. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, geliefdes, die tema wat ek nou koppel in hierdie boodskap is die volgende: om nie die duiwel te sien in wat ek doen nie. Om nie die duiwel nie. Baie keer wat gebeur is dat ons is besig met dinge, ons doen dingetjies en die dingetjies wat ons doen kan ons nie sien dat ons is besig om verkeerde dinge te doen nie. Partykeer is hierdie dingetjies so mooi toegedraai, dit lyk soos 'n Kersfeesgeskenk of 'n verjaarsdaggeskenk en jy dink dis 'n goeie ding wat ek doen en dis die regte ding wat ek doen en net om later uit te vind dat dit iets verkeerd is. Nou ja, ek wil vir jou sê, jy hoef nie sleg te voel daaroor nie. Hierdie is baie maklik dat dit kan gebeur. My sleutelskrifgedeelte kom uit 2 Korintiërs 11 vers 14 en meeste van julle sal sê, ons weet wat daar staan. Ek gaan hom in elk geval vir jou gee. Dis wat daar staan. Geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Om wat te doen? Om ons te mislei, om ons na plekke toe te vat waar ons nie moet wees nie, om dinge te doen binne in die kerk, binne in die huis, binne in gelowiges se hart, dat ons sal sê, maar jy weet wat, François, ons kan nie dink dat hy so iets gedoen het nie, maar miskien het François partykeer, of het hy op 'n plek gekom waar die bose begin fluister het in sy oor, gedagtes begin aflaai, idees begin los het, en daardie idees het begin groei en dit het vyandskap gemaak tussen God se saad en die wêreld se onkruid. Ons het laasweek daaroor gepraat dat die saaier het uitgegaan, hy het gaan saai en die saad het geval en die saad het op verskillende plekke geval en daar was in daardie gedeelte is daar 'n plek waar die saad val, Natasha, waar dit tussen die dorings en die dussels val en terwyl dit opkom en hy verduidelik dat dit die dinge van die wêreld is wat daardie saad nie kans gee om te groei nie. Nou vra ek hierdie vraag, en ek weet daar's baie van ons wat hierdie selfde vraag het. Hoekom doen hy dit? Hoe doen hy dit? Wanneer doen hy dit? Hoekom doen hy dit? Nou kom ek vertel jou, van die begin van tyd af, in die tyd van Adam en Eva al, was daar reeds 'n stryd gewees. 'n Stryd gewees tussen hierdie nuwe skepsel wat God gemaak het. Hierdie skepsel wat God gemaak het, Adam en Eva, vir wie hy lief was. Dat die Here so lief was vir Adam en Eva, dat hy deurgaans
dag en nag saam met hulle gewandel het, saam met hulle in die tuin van Eden was, Natasha, dat hy by hulle was en dat die Here hom, wil ek sê, verlustig het, dat die Here dit vir die Here lekker was om saam met Adam en Eva te wees, dat hy Adam soveel vertrou het om al die diere van die veld in name te mag gee. En ek in my gedagte stel myself hierdie prentjie voor, dat hier is die almagtige God. Hy wandel saam met Adam en Eva en hy sien vir die eerste keer 'n kameelperd en hy vra vir Adam, wat sou jy sê is hierdie? En Adam sê kameelperd en die Here sê vir die engel, teken dit so op. Dit is wat hierdie dier se naam van nou af sal wees. Dis hoe ek dit sien. Die Here het 'n plesier gehad daarin om met ons, en nog vandag ook, die Here het 'n plesier in ons, hy het 'n behaag in ons, hy wil met ons wees, en dis hoekom hy dit doen, dis hoekom die bose dit doen. Jy moet weet, dat hy een van die belangrikste engels was in die hemel. Ek weet nie of julle daardie storie ken nie, dat Satan in die hemel was op 'n stadium, dat hy 'n engel van God was, dat hy een van die engele was wat God beskerm het. En hy het 'n gedagte gekry dat hy hoër as God kan gaan, dat hy groter as God kan wees. En ek sal eendag daaroor praat, en die Here het hom uit die hemel uit gewerp. Die Here het hom verbied om weer in die hemel te kan kom. Hy was nie meer 'n engel nie, hy was 'n gevalle engel. En sy oordeel was klaar oor hom uitgespreek gewees. En hier kom hierdie God en hy skep 'n mens. En hy het hierdie mens lief. En Satan sê nee, ek sal hierdie verhouding verbreek. Dis hoekom hy hierdie dinge doen. Dis hoekom hy as 'n engel van die lig kom. Om wat te doen? Amok te saai. Hoe doen hy dit? Wanneer doen hy dit? Ek wil vir jou sê, wanneer doen hy elke dag? Elke liewe dag doen hy dit. En hoe doen hy dit? Nou oké, hierdie prentjie het ek al vir julle gewys. Hierdie wêreld waar ek en jy bly, behoort aan Satan. Ek weet nie of julle dit weet nie. Vandag vertel ek jou dalk iets wat jy nie geweet het nie. Die wêreld behoort aan Satan. Daar was 'n ruil transaksie gewees in die begin van tyd. Ek weet nie of julle dit weet nie. In Adam en Eva se tyd was daar 'n ruil transaksie. Die aarde was onsinne. Dit was die mens se plek gewees om te woon. Dit is vandag nog steeds, maar die eiendom daarvan of die eiendomsreg daarvan was verruil gewees, dat ons die bose die beheer gegee het of die eiendomsreg gegee het vir hierdie plek. Nou hoe doen hy dit nou vandag, Natasha? Ja, ek weet hierdie prentjie het ek nou al baie opgesit en mense sê alweer. Nou dit is presies hierdie goeders wat hy gebruik. Al hierdie goeders, die rolprente wat ons kyk, die produksies op die TV wat ons kyk, die programme wat ons kyk, want wat is daar? Wat is daar op die TV wat interessant is? Ek weet nie regtig nie wat op die TV aangaan nie. Wat is daar wat ons kyk? Dit is hierdie een verneek vir hierdie een. Hierdie vrou is nog getroud met daai een, maar sy spring in die bed saam met daai een. Hierdie een maak, en dan gaan dit oor in liedere in. Die liedjies waarna ons luister. Het jy geweet dat Satan of Lucifer die engel van musiek was? Dat hy in beheer van musiek was? Dat die Here dit in hom gebou het, dat hy musiek het uit hom uitgegaan? En vandag gebruik hy nog steeds hierdie ding wat aan hom toegeskryf is of wat vir hom gegee is. Musiek. Waarmee mislei hy ons? Deur musiek. Deur die musiek wat ons luister. Ons luister musiek wat emosioneel opgehype is, as ek daai woord kan gebruik, wat so ingestem is om jou emosioneel ook te maak. Jy was nie hartseer gewees tot en met jy hierdie ou se liedjie geluister het nie. Nou luister jy hierdie ou se liedjie, nou is jy ewe skielik hartseer of depressed. Gaan luister na die goed in die wêreld en rolprente en ek wil vir jou sê, die rolprente wat nou uitkom, een na die ander een probeer wys dat die mens is in beheer. Ons hoef nie te worry oor wat 'n drama of wat 'n ding nie. Daar's hoeveel rolprente wat praat oor apocalypse of oor die ding, oor daai ding, oor 'n meteoriet wat die aarde gaan tref. En hierdie goeie staan in die Bybel. Maar weet jy dat die Here, ons God, ons Vader, ons Verlosser, alreeds 'n plan uitgewerk het vir die wat gelowig is en wat aan hom vashou? Maar hoe werk dit met ons vandag? Hoe is dit dat hierdie prentjie, die rolprente, die jollery en al die goed, hoe werk dit met ons? Ek wil vir jou sê dat hierdie is die vraag wat ons vir onsself moet vra, Natasha. Wat is my aandeel in dit? Wat is my aandeel in hierdie ding wat gebeur? Maar ek wil nou vandag begin, en as ek geestelik julle aanval of emosioneel julle aanval, dan vra ek dat julle dieper sal gaan kyk en die Here sal vra dat hy vir jou geestelik
hierdie waardes sal verduidelik. Eerste ene wat ek sê, geestelike blindheid. Daar is hoeveel mense, Natasha, wat in die kerk sit, wat absoluut geestelik blind is. Hoekom? Gaan kyk na die musiek wat in die kerke deesdae gespeel word. Die musiek wat gemaak word, die stage daarvoor word opgemaak soos wat dit in discos of in, ek weet nie, wat noem hulle dit? Dit lyk soos, en ek kan vir jou wys, ek kan vir jou fisies wys. Die hele kerk word binne in pikgiet swart gemaak. Alles word swart geverf. Swart gordyne, swart dit en swart dat. Waarom laat dit jou ding? Waar is die lig van die Here? Waar is die opgewondenheid van die Here? Nee, ons wil die effek hê. Wat se effek wil jy hê? Is jy geestelik blind dat jy nie kan sien jy's besig om dinge van die duiwel in die kerk in te bring nie? Dat ons besig is met verkeerde handelinge nie. En nou wonder ons, hoekom is die Here ver van ons af? Hoekom gebeur die verkeerde dinge? Want ons is geestelik blind. Ons is nie geontwaak om te kan sien nie. Hier is my skrifgedeelte, Eksodus 32 vers 6. En hierdie het al lang terug gebeur, en dit gebeur vandag nog steeds met ons. Hierdie volk, Israel, die Here gaan en hy verlos hulle. En ek wil vir jou sê, daar is dinge wat binne in Egipte land gebeur, wat die meeste van ons vaste gelowiges sal maak vir die res van ons lewens. Daardie 10 plaae wat gebeur het, Natasha, was meer as genoeg gewees om enige een van ons wat vandag hier leef, 'n ferm gelowige te maak in die Here. Die Israeliete sien hierdie ding, veral die laaste plaag toe die doodsengel deurtrek. En een na die ander een val die eerste gebore seun of kind van elke persoon. Maar die doodsengel trek verby die huise waar die bloed van die lam op is. Daar trek hulle agter Moses aan, in die woestyn in. Moses word geroep. Hulle sien hierdie berg bewe en brand, en daar is dinge wat gebeur. Israel sê nie, ons gaan nie nader nie. Stuur vir Moses, laat hy met die Here gaan praat. Inteendeel moes die volk gesê het, Here, ons luister, ons sien dat U almagtig is. Ons sien dat U in beheer is. Kom praat met ons, sê hulle. Nee, ons stuur vir Moses, laat Moses gaan luister wat sê die Here. En goed so, want Moses was 'n man wat die Here lief gehad het. En net soos ek en jy, moet ons die Here lief hê. Want hy gaan die berg op. Na lang tyd, Natasha, sê hulle, waar is hierdie Moses? En die kerk sê nou vandag so. Mense in die kerk sê ook so, waar is hierdie Here Jesus van julle? Ja, maar ons kerk doen nie. Die mense praat. Die mense wonder, is daar nog 'n Jesus? En kom hy terug, het hy nie vergeet nie? Was hy nie net 'n fiktiewe gedagte van iemand se gedagteproses nie? So Superman, Batman. En hulle het die ander dag vroeg klaar gemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. En daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan en gespeel. Jy moet hierdie gedeelte reg verstaan, vriendin, jy moet hierdie gedeelte reg verstaan. Daai skrifgedeelte verduidelik dat hulle besig was om af te dwaal van God. Nadat hulle die berg gesien het, nadat hulle die 10 plaae gesien het, nadat hulle al hierdie goed gesien het, het hulle 'n goue kalf gaan maak en hom aanbid. Om nie die duiwel te sien in die dinge wat ek doen nie. Om die duiwel nie te kan raak sien nie. Nie te sien dat hy besig is om my weg te lok van hom af nie. Spreuke 14 vers 12, ek weet hierdie het ek ook al baie genoem. Hy sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Wie jou waarsku vandag, dat om geestelik blind te wees, gaan 'n fatale probleem vir jou word. Jy gaan God mis. Jy gaan, as jy nie nou al die gees van die Here ervaar in jou binneste, as jy hom nie voel dat hy in jou werk nie, dat hy jou regmaak en jou voorberei vir wat moet kom nie, dan is jy nie ingeskakel nie. En wil ek mense afsny, Natasha? Nee. Ek wil vir jou sê, kom eerder terug. Kom eerder terug. Bekeer jou terug na die Here toe. Kom terug na die Here toe. Kom na die plek toe waar jy hom ervaar het. En begin hom dien in gees en in waarheid. Twee interessante dinge wat hy vir daardie vrou gesê het. Gees, waarheid.
Is baie mooi om te sê, ek is geestelik en ek bid en ek spreek in tale en al hierdie wonderlike dinge, maar waar is die waarheid? Wanneer begin ek die waarheid doen? Wanneer begin ek in die waarheid leef? Kan 'n mens die waarheid doen? Ja, Natasha, mens kan die waarheid doen. Want hoekom? Ek leef in die waarheid. Ek leef wat die waarheid sê dit is. Wat is die waarheid? Hier is die waarheid. As jy hom nog nie gekry het nie, sê my, ek het ergens 'n boks vol Bybels, ek stuur vir jou een aan, verniet, kostevry. Ek sal die kostes daarvan betaal. Vat 'n Bybel bietjie vas, dis die waarheid. Nee, ek beklei nie. Ek raak opgewonde want ek sien dat ons medevolksmense ten gronde gaan en dit as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Ons sit in plekke, ons sit in kerke wat geword het 'n rowerspelonk. Ek het so rukkie terug daaroor gepraat. 'n Rowerspelonk geword het. Die Here is nie meer daarin beheer nie. Die Here is nie meer in bewind daar nie. Die duiwels is. En ons het nie eens gesien dat ons die duiwel die sleutel van die kerk gegee het nie. Ons predikers uitverkoop. Net so geestelik blind soos die res van die gemeente. En ek val nie kerke aan nie. Ek sê dat ons by 'n plek moet terugkom om weer bekeerd te wees. En in die vrees van die Here te wandel. En geestelik oorgegee te wees aan die Here om vir hom te leef. Die tweede ding, subtiele misleiding. Hierdie alle goeders pas in mekaar en ek weet nie of jy al opgelet het die laaste paar weke en die probeer goeders in mekaar pas, dat ons kan sien hoe dit gebeur. Subtiele misleiding. Nou die prentjie wat ek daar het, is 'n doolhof. Wat is 'n doolhof, Natasha? 'n labyrint of 'n maze, né? Ja. Jy stap in en jy loop en jy kan nie die in en uit sien nie. Jy stap in en jy loop hier en dan kom jy in 'n doodloopstraatjie, jy loop en daarom, dan loop jy in 'n doodloopstraatjie en partykeer raak jy vasgevang dat dit jou amper 'n dag vat om uit hierdie labyrint of uit hierdie doolhof uit te kan kom, dat jy nie kan uitkom nie. Daar's mense wat baie keer so benoud en paniekerig raak dat hulle begin roep, help asseblief. Nou as jy vanoggend een van hulle is wat in daardie doolhof sit van hierdie wêreld of geestelike groei en sê help, ek wil vir jou sê die Here hoor vir jou. Die Here hoor jou. En as jy sê ek kan hom nie hoor nie, bel my, dan bid ek saam met jou. Dan werk ons hierdie saak uit saam. Die Here is nog steeds daar. Ek bring my teksgedeelte terug van die begin af. My sleutelteksgedeelte sê geen wonder nie. Want die Satan self verander hom as 'n engel van die lig om wat te doen? Om ons te mislei. Om ons na 'n plek toe te vat waar jy in daardie doolhof sal sit. Solank as wat jy in daai doolhof is, dan is hy happy. Hy sal jou daar los, hy sal jou vrede gee, hy sal jou geld gee, hy sal jou alles gee. Die begeertes van jou hart, die sal hy vir jou gee. Solank jy net in daai doolhof bly. Solank jy nie by die voete van Jesus Christus uitkom nie. Solank jy net nie by die bloed van Christus uitkom waar jy vrygemaak word, waar jy gekoop word en waar jy weer op 'n plek gesit word en dat jy vernuwe word van gees, siel en liggaam. Waar jy kan wandel in die lig nie. Waar jy nie meer by 'n doodloopstraat en niks vir jou geestelik meer sin maak nie. Hy sal jou nie daar uitbring nie. Die duiwel sal nie. Subtiele misleiding. En gaan kyk maar, hy het alreeds met die mense van die kerk, die leiers van die kerk, het hy begin om hulle in daardie doolhof te sit en al wat daai prediker doen, is hy bring mense tot daai misleiding. Tot in daai doolhof, waar hy self sit. Ja, ek weet daar's mense wat sê ek is in 'n doolhof. Ek prys die Here, my Abba Vader, my Elohim, my verlosser en my saligmaker, dat hy my vrygekoop het. Ek eer hom. En ek aanbid hom met alles wat ek is. Alles wat ek is, aanbid ek hom, dat hy my die voorreg gegee het om te kan uitstap. Wat is die volgende een, Natasha? Gebrek aan geestelike onderskeiding. Daar waar jy is, kan mense geestelik die onderskeid tref? Daar na die gemeente waar jy is, kan mense geestelik die onderskeid tref tussen werk van die Here en 'n bose gees? Is daar mense in daardie gemeente van jou wat sê, hierdie is 'n werk van Satan, stop dit. Laat ons dit nie doen nie. Natasha, mense sit in kerke en hulle prys die Here, amen,
Dag en nag. Die prediker praat die waarheid. Maar hulle, en ek val nie die predikers aan nie. Ek val die bose aan of die ongeregtigheid wat ons begin doen binne in die kerk. Die manifestasie van verkeerde dinge binne in kerke. Binne in ons geestelike lewens. Kom ons los die kerke. Kom ons praat oor onsself. Kom ons praat net oor onsself. Die geestelike misleiding wat ek en jy, dat ons nie kan onderskei wat reg en verkeerd is nie. Dat ons nie weet wat is goed nie. Skrifgedeelte 1 Tessalonisense 5 vers 21. Beproef alle dinge en bou die goeie. Dit sê nou nie dat ons as jong kinders moet groot word, dat ons eers 'n bietjie ou dop moet gaan draai en 'n ou zolge moet gaan draai en kyk of dit goed is vir ons nie. Hy praat nie van hierdie nie, hy praat van geestelike gawes. Beproef alle dinge, beproef alle geeste en sien of dit van God is. Kyk watter ding is reg en watter ding is nie reg nie. Ek sê weer, dit is so maklik om vasgevang te word in hierdie doolhof dat jy nie weer kan uitkom nie. Die kerk lyk reg, die mense lyk reg. Ek is quite happy. Ek kan voel die gees werk, maar as jy uitstap, is jy net so leeg en net so honger soos dat jy daar aangekom het. Vir 'n oomblik lank was daar hitte gewees, was daar opgewondenheid gewees, maar stap jy weg, dan is jy weer net so honger. Daar word nie geestelik gegroei nie. Jy ontwikkel nie. Franso, hoe gaan ek weet? Hoe kan ek in my huisgesin weet? Hoe sal ons weet? Wel, hier's 'n prentjie. En nou toe van Natasha wys toe sê, lekker. Ek weet nie of julle like nie, hy is baie lekker. Ek as 'n diabetes ongelukkig moet baie versigtig wees met hierdie ouetjie. Ja. The proof of the pudding is in the taste. Proof of the pudding is in die smaak. Is dit pudding of is dit plastiek of is dit wat? Want daai kan net sowel plastiek wees. 'n Stuk spons wees of iets. En daai water wat daar om is of daai stroop wat daar rondom is kan net sowel tee wees of gom wees of enigiets anders te wees wat nie vir jou goed is nie. Hoe weet ek, François, dat ek op die regte plek is? Kom ek wys vir jou. Daar's hy. Galasiërs 5. As ek op die regte plek is, dan moet hy hierdie volgende resultate hê in my lewe. Galasiërs 5. Wat ek hom net gekry. Ek is dit die verkeerde boek, Natasha. Dit is Galasiërs, broer. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Dit is interessant dat Paulus die wet daar skryf, né? Teen sulke dinge is die wet nie. Die wet van die Here, daardie 10 dinge wat vir jou belangrik is. Die eerste 4, hoe leef ek teenoor God? Wat verwag God van my in my verhouding met hom? En wat verwag God van my teenoor my medemens? Hierdie ding, of hierdie vrug, is nie teen daai dinge nie. Dis waarna ek kyk, wanneer ek saam met ander geestelike mense begin beweeg en leef. Is daar liefde? Is daar blydskap? Is daar vrede? Is daar lankmoedigheid? Is daar vriendelikheid? Is daar goedheid? Getrouheid, selfbeheersing en sagmoedigheid? Dan weet jy, jy is op die regte plek. Dan weet jy, jy beweeg in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dan weet jy, jy is op die regte baan. En weet jy wat is die volgende dinge? Hierdie stem, wat met my praat, wil ook met jou praat. Nee, daar's nie iets van my verkeerd dat ek stemme hoor nie, ek hoor 'n stem. En daardie stem is die Gees van die Here. Is die almagtige Vader homself wat met my praat. Om wat te doen? Om my te lei in die volheid van die waarheid. Nie net 'n gedeelte nie, nie 'n porsie nie. Die Here wil. Hy wil vir my en vir jou. Hy wil ons lei. Hy wil jou hê, want net so lief soos wat hy vir Adam en Eva gehad het, het hy jou vandag om saam met jou te wees. Jou ongeregtigheid wil hy wegvat. Jou sonde wil hy wegvat. Maar ek en jy kan nie vandag geestelik blind, subtiel mislei word. Gebrek aan geestelike onderskeid hê nie. Ons kan nie vandag nie. Ons kan nie meer vandag 'n ding van die bose vashou en dink dat die Here saam met ons gaan stap nie.
Ons gaan daai goed moet aborteer. Ons gaan daai goeders moet afkap. Ons gaan daai goeders uit ons harte moet kry, sodat ons gees, siel en liggaam aan die Here behoort. Dan wil ek vir jou 'n verrassing gee volgende, miskien weet jy daarvan. Alles behoort aan die Here. Hierdie wêreld, ja, ek het nou gesê, hy is uitverkoop, hy is uitverkoop, ja, hy is, maar dit bly nog steeds by God se eiendom. Ek en jy, wat hier leef op hierdie aarde, ons is God se eiendom. En dit is tyd dat ons terugkeer en sê, Here, ons is U eiendom. Lei ons in die volheid van die waarheid. Laat U Gees deur ons en in ons kom werk. Dis al wat ek vandag wil sê. Kom ons keer terug na die Here toe. Kom ons maak 'n vaste besluit om te sê, Here, ons het U lief bo alles. Kom ons sluit daarmee af. Aba Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir die winter, Here. En dankie vir die somer en dankie dat alles nog onder U beheer is. Ons prys en ons eer U. Ons vra dat U elkeen wat sal luister, sal seën, Here, en dat U ook ons sal lei in die volheid van die waarheid. Ons prys en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, Woensdag aand het ons Bybelstudie of bid hier, net soos julle wil. Ons is saam met Leidenburg ingeskakel. Ons is besig om lekker te groei. Dis 'n lekker atmosfeer daar. Moenie skaam voel nie. Skaam, skugter en bang is aanwensels, né, Natasha? Skaam, skugter en bang. Ja, dis aanwensels. Moenie skaam of skugter of bang wees nie. Kom sluit by ons aan. Kom ons stap 'n pad staan. Kom ons bid saam met ander gelowiges. Kom ons lees woord saam met ander gelowiges sodat ons kan geestelik ontwikkel. So sluit by ons aan as jy wil. Laat weet my, stuur vir my jou naam en jou telefoonnommer, dan sit ek jou op die groepie in en dan Woensdag aand as ons aanlyn kom, dan skakel ons jou ook in. So dan, anderster, geniet jou week. Mag die Here se vrede en genade met jou wees in alles wat jy in hierdie toekomende week doen. Shalom vir elkeen.